Kom, Heilige Gees, wees U self teenwoordig hier by ons. Ons is hier saam in Jesus. Kom, Heilige Gees, kom in ons harte in. Sing Vonklied 79, strofes 1 tot 5, genade so oneindig groot, gee U o Heer vir my. Net 'n waarskuwing, is die Vonklied 79. So jy gaan die melodie herken van die woorde, maar die woorde is herskryf. Dis nie die ou gesang of gesang 510, dis Vonklied 79. Aan God alleen die eer. Geliefdes, gelukkig en bevoorreg is mense wat geestelik heeltemal van God afhanklik is. Want God se nuwe wêreld is bedoel vir hulle. Amen. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik, Heer, U groote naam. Psalm 464, vers 1, 3 en 4.
geloofsbelijdenis opgetrek. Dit was tydens een van ons algemene kerkvergaderings. Luister aandagtig, luister na hierdie belijdenis tot in jou hart in, dink daaroor na en bely wat in jou hart hierdie woorde saam. Ons glo dat God drie-enig die hervormde kerk in die wêreld wil gebruik. Omdat die evangelie ons in beweging bring, wil ons gehoorsaam aan Christus se opdrag in Matteus 28 dit ook met ander deel. Daarom wil ons missionaal leef. Dit doen elke gemeente deur die geloof in Jesus Christus met woord en liefde te vier, aan mense diensbaar te wees en te getuig van God se genade. Die manier hoe gemeentes dit doen, is om in alle eenvoud en nederigheid in die voetspore van Christus te volg en diensbaar te wees soos hy ons leer. Ons is diep bewus daarvan dat ons onsself daagliks moet verloon, ons kruis moet opneem en dat ons heil nie te vind is in die wêreldse mag of in 'n drukwekkende strukture nie, maar in Christus self. Daarom word elke gemeente, elke lidmaat opgeroep om in geloof en vertroue te luister na die roepstem van ons goeie herder en om te volg waar hy ons ook al lei. Amen. Kom ons bly net so sinnig met ons saam. Here, ons het erken en bely dat U die hoof van die kerk is. En dat elkeen van ons deel is van die liggaam van Christus. Ons erken en bely vanmôre, Here, dat ons nie altyd voluit en met entoesiasme en met oortuiging die liggaamsdeel wat U ons geroep het om te wees, werklik ten volle is nie. Ons besef, Here, dat wanneer ons roeping in die gemeente weghou, dit die gemeente as liggaam van Christus gebreklik maak. Waarom is ons vanmôre hier? Ons bid, Here, dat U deur die woord en deur die Gees ons in die hart sal gryp, ons mond, ons hand, ons hart sal oopmaak, sodat ons die roeping wat U vir ons gee, sal uitleef. Elke dag, by die skool, by die werk, in ons huisgesin, in ons familie en ons vriendekring, in die stikkende wêreld daarbuiten. Mag ons, Here, U werklik lief hê met ons hele hart, met al ons krag en met ons hele verstand. Mag ons, Here, werklik opreg dit nie net sê nie, maar dit begeer en dit ook leef. Dat ons naaste sal lief hê, soos ons onsself lief hê. Amen. Liefdes, ons maak gereed om na die woord van die Here te luister, deur saam te sing in Psalm 257, stroofs 1 tot 3. O Heer, maak oop my hart se poort. Maak my ontvanklik vir U woord wat my U raad en wil verklaar. Na ons hierdie 3 strofes gesing het, sal die melodie nog eenmaal speel. Dis tyd vir ons om stil te word, diep na te dink oor wat ons tot nou toe hoor, ervaar en beleef.
Woensdag 5 Maart 2025 was Aswoensdag. Aswoensdag dui die begin van die lydenstyd aan. Ons noem hierdie tyd ook Lent. Die meeste van ons het nie regtig groot geword met die woord Lent nie. Lent is egter een van die oudste Christelike praktyke wat die kerk gebruik het. Die vroeë kerk het Lent gevier selfs nog voordat hulle amptelik Kersfees gevier het. Aswoensdag lei tot 40 dae voor Jesus se kruisiging. Al die dae tussen Aswoensdag en Opstandingssondag word getel. 46 dae. En dan word die 6 Sondae uitgehaal, afgetrek, en ons het die 40 dae van Lent. Hoekom is hierdie 40 dae van Lent so belangrik vir die kerk en vir Christen gelowiges? Oor die honderde jare het die kerk tydens Lent aan spesifieke geloofspraktyke aandag gegee. Met ander woorde, hulle het die 40 dae voor die opstanding gebruik om hulle geloofslewe op 'n manier te versterk en in te kleer. En ek dink iets wat ons by hulle kan leer. Hulle het gebruik die 40 dae van Lent om intentioneel inventaris van jou lewe te neem. Aan die ander woorde, jy gaan doelbewus stil word en stil sit en jy gaan kyk, wat gaan in my lewe aan? Wat is vir my belangrik? Wat het vir my minder belangrik geword? Waarom gee ek aandag en wat skeep ek in my lewe af? Ook gebruik ons hierdie 40 dae van Lent om intentioneel selfondersoek te doen, om in jou binneste in die spieël in te kyk. Hoe lyk my verhouding met God? Hoe lyk my verhouding met myself? Hoe lyk my verhouding met al die mense rondom my? Ek gebruik op hierdie 40 dae om intentioneel dinge wat ons aandag aflei van 'n intieme verhouding met God uit te skakel, van dit ontslae te raak, daarmee te stop, daarmee te breek. Wat is die dinge wat my verhouding met God belemmer? Wat is die dinge wat my verhouding met die mense rondom my opvoed? Hoe kan ek daarmee breek, dit stop en dit los? Die gebruik van hierdie 40 dae is ook om intentioneel meer van die Here te leer. Doelbewus meer van die Here te leer. Hoe gaan ek dit doen? Hoe lyk my huisgodsdiens? Hoe lyk my persoonlike Bybelstudie? Hoe lyk my erediens bywoon? Gaan ek gereeld Sondagskool toe om daar van die Here te leer? Gesprekke met ander geestelike leiers, YouTube-kanale en video's of waar ook al ek van die Here leer. Dis alles waarin ons aandag kan gee in hierdie 40 dae. Kom ons maak werk daarvan. Kom ons spring weg. Kom ons doen van hierdie dinge. Vandag is die tweede Lydensondag. En daarom gaan ons vanmôre vir Tannie Marna Botha, ons kategeet van die graad 1, 2 en 3 klasie vra om saam met haar klasie, so al die graad 1, 2 en 3's kom hier na vore, hier in die kerk, saam met Juffrou Marna, en hulle gaan vir ons die eerste 2 kerse doodblaas. Eerste 2 kerse doodblaas om ons te wys, jy sien die 7 lydensweke, 2 kersies word doodgeblaas, 2 lydensweke is agterweeg. So gaan ons elke Sondag in die lydingstyd teen Kersie doodbrand verder, sodat ons tot en met Goeie Vrydag daarby kom, dat daar geen Kers meer brand. Op Goeie Vrydag gaan ons nagmaal hê
en ons gaan Jesus Christus sy kruisiging gedenk, en daar gaan geen kersse meer brand nie, en dan op opstandingssondag, dan steek ons al 7 die kersse weer aan, as symbool van die lig in ons lewe. Dink net gou 'n bietjie weer hieroor na. Ek gebruik hierdie 40 dae van Lent om intentioneel inventaris van my lewe te neem. Ek gebruik hierdie 40 dae van Lent om intentioneel selfondersoek te doen. Ek gebruik hierdie 40 dae van Lent om intentioneel dinge wat my aandag aflei van 'n intieme verhouding met God te stop, uit te stel. Ek gebruik hierdie 40 dae van Lent om intentioneel meer van die Here te leer. Vir vandag se doel gaan ons meer van die Here leer, van die Here en sy kerk. Daarvoor gaan ons lees uit Markus 4, vers 35 tot 41. Laat daardie middag sê Jesus vir sy disippels, kom ons vaar oorkant toe. Hulle het die mense wat daar was, daar laat bly en hom saamgeneem in die skuit waarin hy gesit het. Daar was ook nog ander skuite by. Skielik het daar 'n storm losgebars en die golwe het in die skuit geslaan sodat die skuit al begin vol word het. Jesus het op die bank in die agtersteewe gelê en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, meneer, gee u dan nie om dat ons vergaan nie? Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see, hou op, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang? Het julle nog steeds nie geloof nie? Hulle is met groot ontzag vervul en het vir mekaar gesê, wie kan hy tog wees dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? As elkeen van ons deur hierdie teks lees, is daar natuurlik vir elkeen van ons ietsie wat uitspring en uitstaan. En trek, as elke keer as 'n mens die teks lees, kan iets anders vir jou uitspring en vir jou uitstaan. En my voorbereiding met hierdie teks was daar eintlik iets anders wat vir my uitgestaan het en ek wou eintlik daaroor preek vanmôre en met my besig wees met die teks, of moet ek sê met die teks besig wees met my, het ek by jou iets anders uitgekom. My kop het in die lees van hierdie gedeelte en die nadink en die studie in hierdie gedeelte vasgesteek by hierdie gedeelte. Die disippels het Jesus wakker gemaak en gesê, Here, gee u dan nie om dat ons vergaan nie. En jy weet seker, hoekom hierdie gedagte by my vasgesteek het? Want ek weet, ek ken myself en ek ken vir u en ek ken die leer. 'n Mens voel soms. 'n Mens voel soms asof die Here nou toelaat dat ek moet vergaan, omdat die storms in ons lewe net te groot geword het vir ons. En hierdie verhaal wil eintlik vir ons sê dat ons aandag weg moet vat van die storms wat ons nie kan stilmaak nie. Dit oorlaat in die hand van die Here en ons bepaal by wat ons ook kan doen. En om te glo dat al woed hierdie storm om my, God sal die storm stilmaak. My liewe broer en suster in die Here Jesus Christus, laat my toe om die saam te vat ongeveer 2000 jaar terug in die geskiedenis. Gaan in die gedagtes terug. Plaas jouself op daardie skuitjie, op daardie onstuimige see. Hoor jou in jou geestespoor hoe huil die wind. Voel daai wind wat deur jou lyf sny. Hoor die gerammel van die donker water. Sien in jou geestespoor die majestueuse golwe wat dreig om die bootjie om te slaan. Dis klaar.
Vandag, ek en jy in hierdie diep, onheilspellende see verdrink. Niks wat ons doen, gaan ons kan red. Skielik, onthou iemand, Jesus is ons hier. Hier op die donderende skypie, hier waar die storm so geweldig groot is. Miskien het daar in my en jou gedagtes en die van daardie disippels 'n klomp negatiewe gedagtes deurgegaan, want ons is mos geneig om negatief eers te dink. Hoekom doen God dit? Hoekom doen God niks? Hoekom laat hy hierdie storm in my lewe toe? Is hy dan nie meer lief vir my nie? Kan hy my dan nie red nie? Hoekom slaap hy in die donkerste uur van my bestaan? Hoor jy, ons vra, nie julle, my en julle vra. Dis alles op onsself gefokus. Op ek. Op wat God nie vir my doen. Op wat ek nie het nie en die moeilikheid waarin ek is. Nie een van hierdie vrae wat die disippels of ons sou kon vra, het te doen oor wat is God se wil. En ons moet leer te fokus op die Here en nie op ons eie storms. Skielik ruk iemand vir Jesus wakker uit sy slaap. Here, gee U dan nie omdat ons vergaan nie. Ek weet, elkeen van ons het 'n storielyn in ons eie lewe wat ons vanmôre kan deurtrek. Elkeen van ons het al in die verlede simbolies gesproke hierdie storms ervaar en beleef. Ek weet, daar sit ook vanmôre mense hier, kinders van die Here, wat nou, vandag, in hierdie oomblik, geweldige storms in hulle lewe ervaar en beleef. En een ding weet ek ervaar. Daar is geen waarborg dat daar in die toekoms nie oor ons almal iewers 'n geweldige donker storm gaan wees nie. Nergens in die Bybel is daar so 'n belofte vir ons dat ons stormvry deur die lewe sal gaan nie. Die enigste belofte is dat God daar saam met ons sal wees in die storms. Dat ons hom moet raak sien, dat ons tot hom moet wend in die storms, soos hierdie mense gedoen het. Hulle het hom na hom toe beweeg, hulle het hom wakker gemaak, hulle het hom gevra om te help. Verstaan, as mens saam met die vraag, Here, gee dan nie om dat ons vergaan nie. Weet jy, Jesus verstaan dit ook. Weet jy dat Jesus het ook een keer uitgeroep het? Ja, aan die kruis. Onthou jy sy woorde net voor hy gesterf het? My God, waarom het U my verlaat? Jesus, want hy verstaan. En daardie woorde wat Jesus daar aan die kruis uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Waar het Jesus dit gekry? In die Psalms, in die Bybel van sy tyd. Dis die woorde van Psalm 22, wat hy die Bybel in sy oomblik van nood, die Bybel opsê, om hom daardeur te kry. Psalm 22 lees so, vers 2 en 3. My God, waarom het U my verlaat? En bly nie ver as ek om hulp roep. My God, ek roep dit dags en U antwoord nie, ook snags, maar ek kry geen rus. Eerste ding wat ons vir mekaar moet sê, Jesus verstaan. Die Here verstaan as ons so voel. Hy sal ons nie verwyk, hy sal ons nie een kant toe skuif, hy sal ons nie wegjaag omdat ons so voel nie. Die feit dat dit oor hom opgeteken is in die woord, sê hy verstaan, ons moet dit weet. Hy voel ons alleenheid,
Hy voel ons verlies, hy voel ons pyn, hy voel die storm. Daarom sal hy ook opstaan, op sy tyd, sy plek, sy manier, en die storm in my lewe stil. Hier onder ons sit ouer mense, en ook jong mense wat sal kan getuig, dat daar storms in hulle lewe was, toe dit vir hulle gevoel het, hulle lewenskyk gaan omvoeter, toe God die storm stil gemaak. Sodat ons vandag hier kan sit, daarvan kan getuig, mekaar kan bemoedig. Ons sal vanmôre, omdat ons geneig is tot negativiteit, 'n baie lang lys van die storms in ons lewe kan opnoem. En hierdie lys sal nooit volledig wees nie, want die storms sal een na die ander kom. Armoede, honger, siekte, ouderdom kan storms. Huweliksprobleme, probleme met my beste vriend, vriendin, gesondheidsprobleme, dinge wat by die werk nie reg loop nie, ek het nie werk nie, die korrupsie, die bedrog, die agteruitgang, die twyfel in God. Ons Bybelse verhaal word ek en jy in ons storm tot aksie opgeroep. Hulle kan nie maar net passief oorgee aan die geweldige storm en God verwyk van 'n kant af nie. Jy moet Jesus nader. Jy moet na hom toe gaan. Simbolies wakker maak. Jy moet hom smeek om redding. En hy sal die storm stil maak. Sy tyd, sy plek, sy manier. Jesus het opgestaan. Hy het geluister na die noodkreet en in die storm bedaar Jesus. Ja, al lyk my storm van my hoe groot, hy is almagtig. Hy kan enige storm laat bedaar. Daar op die see van Galilea, ter hy magtige golwe, meters hoog, tot stilte gedoen. In 2007 skryf professor Stefan Nieuwberg redakteur saam met Jan van der Walt, Leonard Sweet, Bill Ewsom, Nelis Niemann en ander 'n boekie. Reeds in 2007, die perfekte storm. En hulle sê, die kerk van die Here is in 'n perfekte storm. Hulle vra die vraag, gaan die kerk van die Here die storm van die lewe oorleef? En boonop in 2024, na die COVID-pandemie, skryf Tom Rainer, hierdie storm het in intensiteit toegeneem en is nou 'n tsunami wat die kerk van die Here tref. Die tsunami wat besig is om die kerk van die Here reg oor die wêreld te tref, laat vir my en jou op die skuitjie met nuwe uitdagings. Deel van hierdie storm kan baie dinge wees. Maar die kerk beleef die storm omdat lidmate minder en minder word. Eredienste al klein en kleiner. Die kerk beleef 'n perfekte storm omdat geld opgeraak. Omdat die instandhouding aan geboue en infrastruktuur gemeentes laat wonder en laat sukkel met 'n groot vraag, moet ons die herstel en onderhoud doen of moet ons met die bediening in die gemeente aangaan? Deel van die perfekte storm
is 'n beweging in die wêreld daar buite waar mense sê ja vir Jesus, maar nee vir die kerk. Groeiende armoede hier in Suid-Afrika, reg oor die wêreld, raak die kerk aan meer vlakke as nog ooit van tevore. In die hervormde kerk het ons 285 gemeentes, waarvan ongeveer 80 gemeentes nie meer 'n predikant het. Minder en minder studente studeer om predikante van die kerk te word. Al minder en minder predikante kan voltyds in een gemeente werk. Wat gaan ons in hierdie perfekte storm doen? Wat gaan die kerk in hierdie tsunami doen? Miskien gaan ons uitroep, Here, gee U dan nie om dat ons vergaan nie. Dis ons keus, ons kan dit doen. Ons baie selfgesentreerd, gaan net oor onsself. Of ons kan na die Here toe terugdraai. Ons kan na die Here toe gaan en vir hom vra om hierdie storm in ons lewe stil te maak terwyl ons naby aan hom leef. Of ons kan in ons persoonlike lewe die van die kerk nie meer anders. Ons sal hom weer moet opsoek met passie. Het sal weer in die kerk moet gaan oor die roeping van God en nie oor my nie. Dis nie langer meer my kerk, my sitplek, my dit en my dat. Hierdie is God se kerk. Hierdie gemeenskap van gelowiges moet gehoorsaam aan God daar buite gaan lief. Ons moet hom bid, vra dat hy ons wysheid en insig sal gee om geloofsonderscheiding ons roeping te herontdek. Paulus, van sy lewe het ek weer intens bewus geraak toe ek daar in Klein-Asië in Turkye op die strate geloop het wat Paulus geloop het. Ek gaan nie vandag volledig daaroor ingaan, maar Paulus het ongeveer 16.000 kilometer te voet vir die evangelie afgeneem. Hy is vir die evangelie in die tronk gegooi, geskinder, uit mekaar geslaan. Wat is Paulus se reaksie in sy storm? Wees bly. Ek herhaal, wees bly. Paulus leer ons dat ons roeping in hierdie wêreld met sy storms 'n roeping tot blymoedigheid moet wees, tot dankbaarheid moet wees. In die eerste plek. Daarna kan ons nie hieroor meer stil bly nie. Ons moet hiervan gaan vertel. Of dit nou vir ons kinders, ons kleinkinders, ons agterkleinkinders, ons familie, ons vriende, ons kollegas by die werk, die mense op straat. Ons moet vir hulle hiervan vertel. En weet jy, ons hoef nie eens woorde te gebruik. Dis hoe ons gaan optree, hoe ons gaan wees. Dit gaan my en jou nie help om teen die storm van hierdie lewe te veg. Ons is te klein. Kom ons vra God, terwyl ons na hom toe beweeg, om die storm stil te maak. As ons oor die kerk praat, en oor ons geloofslewe praat, moet ons net weet, na die storm, nadat God die storm stil gemaak het, behoort niks meer dieselfde in my lewe te wees. As God die storm in my lewe stil gemaak het, kan ek nie meer aangaan soos ek aangegaan het. Moet anders dink, moet anders praat, moet anders leef. Amen. Kom ons bid saam. Here, U ken elke een van ons.
U ken die storms in ons lewe. U weet dat hierdie storms soms dreig om ons menswees te vernietig, ons siel te vernietig, ons geloof te vernietig. Help ons om nuwe fokus te kry. God fokus. Ten spyte en te midde ons storms. Laat ons in plaas van kla nou vra Here, hoe kan ek in hierdie storms 'n verskil maak? Laat ons in geloof vertrou. U sal dit weer stil maak. Dat daar stilte om ons is. Amen. Psalm 409, hoor jy die Paasfeesklokke, die Here het opgestaan. Die Here voer heerskappy. Ek wil hê al die liedere spesifiek gekies, ook as môre begin saam sing het, so mooi deur die woorde geluister het, so jy gesien het dat dit inbeweeg in die preek, in ons gebrokenheid, in ons mensheid, en dat ons soms onmagtig voel, dat ons soms stikkend is. Grootste, die blye evangelie is Paasfees. Nie die kruisiging van Jesus alleen, maar op die opstaan, toe hy die dood oorwin het, en dit vir ons gegee. Psalm 409, vers 1 tot 3. Seën en beskerm ons nou, God Vader, Seun en Heilige Gees. God bly met ons waar ons ook mag gaan. In gevare, angs en lyding bied sy almag ons bevryding. God bly met ons waar ons ook mag gaan. Amen. Kom ons bid verder voor
besonderse gebed. Vonklied 243 strofes 1 tot 3, ongelukkig is die begeleidings wat ek kon kry met samesang nie volgens ons melodie nie. Dan sing ek elkeen volgens sy eie manier. Maar kom ons sing, laat my in die skadu bly, gee dat elke aardse vreugde en vrees eintlik nietig word vir my. Elke afdraaibaai ken ek, elke keer het ek gedwaal, elke keer het U my iewers kom haal, maak dit Heer die laaste maal. Kom ons bid saam.